Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg en heerlik om vanoggend weer hier saam met u te wees, om uit die woord van die Here te lees en by die Here te hoor wat hy van ons ook wil vra. Wat hy vir ons wil leer vanoggend is iets kosbaar en ek moet vir u sê, in my voorbereiding vir vanoggend se diens was dit vir my 'n boodskap wat my bemoedig het. En hier waar ek nou staan, voel ek nog steeds daai bemoediging. So ek hoop vanoggend dat as u hierdie boodskap hoor, dat u ook, net soos ek, bemoedig sal word. Geliefdes, laasweek Sondag toe ek hier bo gestaan het, was ek maar vrot jong. Ek was lekker siek geweest, maar ek moet vanoggend nou sê, dit is vir my lekker om hier te kan staan en tog baie beter te voel. So dankie vir almal wat boodskapies ook gestuur het en wat gesê het, hulle bid vir my. Ek waardeer dit. Dit is lekker om te weet dat daar is gemeente wat ook vir jou bid. Geliefdes, as ons vanoggend begin, dan begin ons ook in gebed. Ons begin om te bid vir die wat swaar kry en wat ly, en ek wil sommer by invalshoek hier sê, ek wil sommer om verskoning vra, daar's soveel mense wat siek is en wat besoeke nodig het. Ek kon hierdie week regtig eintlik maar die laaste 2 weke glad nie besoeke doen nie. Ek was maar baie siek. So ek vra om verskoning en ek hoop om so gou moontlik by julle 'n draai te maak. Maar ons bid veral vanoggend vir tannie Frikkie van Staden, vir oom Gert Kreer, ons bid vir hulle, en dan oom Dani Cornelius. Oom Dani Cornelius is weer in die hospitaal opgeneem. Ek het nou so 'n dag of wat terug, het tannie Ina my ook in kennis gestel. Dit klink vir my dat hy maar deur 'n baie moeilike tyd gaan met hierdie pad wat hy stap, met die gewas en sy behandeling. So ons bid vir hom Dani en ons dink aan hom in hierdie baie moeilike tyd. Ons bid ook vir Willem en Melinda Oosthuizen, baie sterkte ook vir julle, en dan ook vir Marina Kok. Marina is in vir 'n operasie, vir 'n rugoperasie. Dis iets wat sy eintlik al lank voorgewag het. Sy het al lank gewag vir 'n dokter wat haar kan help met hierdie pad wat sy stap met haar rug. So ons is dankbaar aan die een kant en ons bid vir haar. En ons dink dat ons dink aan haar in hierdie tyd waardeur sy ook gaan. En dan geliefdes, 'n groot hartseer vanoggend vir ons. U sou in die week ook 'n boodskapie daaroor ontvang het. Tannie Bonnie Becker is een van ons oudste lidmate in die gemeente. Sy het die rype ouderdom van 90 jaar oud geword hierdie jaar. 'n Wonderlike seun. Maar sy is toe nou uiteindelik in die week ook oorlede. Vir Rykie en die hele gesin, ons bid vir julle en ons dink aan julle ook in hierdie baie moeilike tyd. Tannie Bonnie was nie net oud nie, sy het baie agteruit gegaan die laaste tyd. Die Alzheimer's was baie gevorder. So in 'n sekere sin, al is dit swaar, is dit vir ons ook 'n verlossing om te weet dat haar swaar kry is nou verby. Geliefdes, terwyl ons stil raak voor die Here, kom ons bid saam vir hierdie mense. Heilige Here en Skepper God, as ons swaar kry, as ons siek is en as ons ly, en wanneer die dood ook voor ons deur kom staan, dan kan ons Here na baie plekke toe gaan en gaan soek en antwoorde probeer kry, maar uiteindelik Here, is U ons enigste toevlug. Ons kan alleen by U kom sit. Ons kan alleen by U kom veilig word. Ons kan alleen, Here, in U arms kom wees. Want waar anders sou iemand ons kon red? Vir mense, Here, is baie dinge onmoontlik. Maar by U, o God, is niks onmoontlik nie. Daarom, Here, vanoggend bid ons vir hierdie mense. En ons bid ook vir so baie, Here, wat nie op hierdie lys verskyn nie. Ons bid, Here, dat U hulle sal optel, dat U hulle sal krag gee, dat U hulle sal vashou. Here, genees hulle, herstel hulle, en gee vir hulle ook weer nuwe hoop. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here. Kom ons groet hom met 'n blye hart. Ons sing saam uit lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, ons verlosser en ons redder. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, die vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en in die liefde bly. Amen. Gemeente, kom ons antwoord dan op die Here se seëngroet met 'n lofsang en ons sing uit lied 464 vers 1 tot 3.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Kom ons bely dan ons skuld deur saam te sing uit lied 508 vers 1 en vers 2. Wie ek kan vertrou, rots by wie ek altyd skuil. U is skenker van my heil, as die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde voed met alle mag, onrus kwel my dag en nag, in my sonde vasgevang, laat U my na U verlang. U het alles vir my veil, God my rots en waarheid. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely dan ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy dan ons lewe opnuut aan die Here en ons sing uit lied 519 vers 1 tot 4.
Geliefdes, die Here is hier teenwoordig. Hy is by ons vanoggend. Daarom raak ons stil voor die Here. Ons nader hom in gebed. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons na ons God toe mag gaan. So net daar waar jy sit, raak stil in jou gemoed, in jou gees, en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here, baie keer wanneer ons hier kom sit, dan laat ons die wêreld eenkant staan. Ons sit die wêreld mooi in 'n pakkie, Here, en vergeet daarvan vir so ongeveer 'n uur elke Sondagoggend. Maar dit is onvermydelik, o God, dat wanneer ons by hierdie deure uitstap, dan stap ons in 'n wêreld in wat wankel. 'n Wêreld vol uitdagings, 'n wêreld vol seer, en 'n wêreld, Here, wat soms ons tot die uiterste beproef. Ons wil by U kom hoor wat om te maak. Wat doen ons in 'n wêreld, Here, vol van soveel seer, sonde en onsekerheid? Ons is U kinders. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie, ons behoort aan U, o God. Hoe moet ons maak? Waar kan ons gaan, Here, om 'n toevlug te vind? Waar kan ons tot rus kom? Hoe gaan ons stewig staan? As ons hierdie vrae vra, Here, dan weet ons, dit kom nie sonder antwoorde nie. U woord is ons rigtinggewer. Die woord is ons leiding, dit is ons stit, dit is die krag wat van U afkom. Die woord wat ons lees, is U stem, wat deur die eeue heen ego, tot hier in Suid-Afrika, in Parys, hier waar ons vandag staan. Ons kom luister vanoggend na U woord. Maak dit stil binne my. Gee in ons 'n kalmte van gees, 'n rustigheid, om te ontvang dit wat U van ons wil vra. Dit wat U vir ons vanoggend wil leer. Spreek tot U kinders, o liewe Heer. Ons luister met 'n oop hart. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is 'n Psalm. Psalms natuurlik is een van daardie boeke wat sekerlik die lekkerste is om oor te preek, maar ook een van die kragtigste boeke wat soveel wysheid dra. Hierdie Psalm, geliefdes, is een van daardie psalms wat nie maar net 'n stuk wysheid bied nie, maar wat jou in jou lewe rigting kan gee. Dawid is in hierdie Psalm aan die woord, en dit is 'n kosbare Psalm om saam te lees. Dis Psalm 62, geliefdes, en dit lees vir ons soos volg. Ons lees die hele hoofstuk saam. Vir die koorleier, 'n belydenis, 'n Psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep behaag in leuns.
Met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Sela. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Sela. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee 2. Dat net God mag het en 'n mens net op U, Here, kan vertrou. En dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Op 8 September 1869 was daar een van die wreedste orkane wat die New England kus in Amerika getref het. Die Thatcher Island, wat een van die kusdorpies was een van die dorpies wat die ergste getref was. Hierdie onkeerbare vors van die natuur het alle huise, alle geboue, alle bote, alles waarin jy kan dink, omgeswaai. Alles is in hierdie dorpie skoongevee. Interessant genoeg, in hierdie dorpie is daar 2 ligtorings. En dit is net hierdie 2 ligtorings wat hierdie groot orkaan deurstaan het. Na alles wat hierdie dorpie getref het, die verwoesting wat daardie orkaan gesaai het hierdie 2 geboue, hierdie 2 ligtorings stewig bly staan. Nadat die orkaan verby is, was dit nog meer interessant om te sien dat tussen al die verwoesting wat daar gelê het op die grond in daardie dorp, is daar 2 mans, die ligtoringwagters, wat uit daardie ligtoring uitstap, veilig en sonder enige seer. Ek dink, geliefdes, wanneer mens gewoonlik dink aan die beeld van 'n ligtoring, dan is dit natuurlik in die konteks van die geloof, wanneer mens hierdie beeld gebruik om van 'n ligtoring te praat as die mens as die gelowige wat die lig vir die wêreld is dit nie? Of eerder Jesus wat die lig vir die wêreld is en ons is kinders van die lig. Dis natuurlik vir ons om te begin dink aan 'n ligtoring as die Here wat hierdie baken in die stormsee van die lewe is, wat helder skyn wanneer dit donker en swaar raak. Wanneer dit mistig in die lewe raak, dan is die Here soos 'n ligtoring wat skyn. Maar een feit wat ons baie keer mis in hierdie beeld, is dat die feit dat 'n ligtoring kan net skyn. 'n Ligtoring se reddingskrag, sy ongelooflike reddingsvermoë, kan net daar wees as hy stewig staan op die rots waarop hy gebou is. As 'n ligtoring saam met die storm in mekaar insak, wat 'n skepe,
sal hy dan ook al kan help. Dit is hierdie, geliefdes, hierdie oortuiging, wat krities belangrik is om te verstaan, wanneer ons begin dink aan die rol, wat God in ons lewens speel. Want net soos 'n ligtoring, wat stewig staan, onwankelbaar, so is ons God. Ons geliefdes is in 'n wankelbare, of althans 'n wankelende wêreld. Wat, geliefdes, wat sal jou stewig laat staan? Wat sal jou onwankelbaar maak? Ons leef in 'n wêreld wat al hoe meer onseker word. Dit is asof alles om ons probeer beïnvloed. Jy kan dit maar net sien, selfs in 'n klein dorpie soos ons, advertensies is die wêreld vol. Ons kan maar net in ons lewens vandag kyk, ons kinders word met 'n selfoon groot, vol dinge wat jou net probeer een rigting en dan weer 'n ander rigting swaai. Is dit nie alles nie? In huisgesinne probeer ons altyd baas speel. In huisgesinne is dit gewoonlik maar die tendens dat die een moet reg wees en die ander een moet wankel. In baie van ons verhoudings, en die houding wat ons inneem met mense met wie ons te doen het, is daar hierdie stuk selfverwaandheid. Ons moet vanoggend met mekaar eerlik wees. Hierdie selfsugtigheid om altyd reg te wees. Maar alles is onseker. Niemand kan meer vir my sê wat die waarheid is nie. Niemand kan meer vir my 'n stewige fondasie gee oor wat ek moet doen met my lewe of waarheen ek moet gaan nie. Hierdie wêreld is in 'n spiraal vol wreedheid en onsekerheid. Jy kan maar net dink hoe maklik jy kan wankel. Mense wankel tog baie maklik wanneer iets soos 'n ongeneeslike siekte, of selfs, in baie van die geval, wanneer 'n mens ouer word en jou liggaam begin agteruitgaan, en jy kan nie meer die dinge doen wat jy altyd gedoen het nie. Jy kan nie meer opstaan soos jy altyd opgestaan het nie, jou oë begin nie meer werk soos dit altyd gewerk het nie, dan kan dit jou laat wankel. Ons moet vanoggend vir mekaar reguit in die oë kyk en sê, ons, as mense, is nie soos daardie ligtorings in daardie kusdorpie in Amerika nie. Baie keer wanneer die storm kom, dan wankel ons. Want Dawid, geliefdes, Dawid was nie anders as ons nie. Dawid het ook al in sy lewe gewankel. Ons weet dat vroeg in sy lewe het hy al gewys wat dit beteken om in God te glo. Hy het die groot Goliat oorwin as 'n klein ou seun. En tog toe Saul sy lewe wil neem, toe moes hy vlug. Toe sy lewe bedreig word deur koning Saul, het hy in 'n grot gaan wegkruip. Nie net dit nie. Mens kan maar net dink aan sy lewe toe hy koning was. Hoeveel keer mense hom probeer swaai het, hoeveel keer mense hom probeer ondermyn het. Maar nie net dit nie, selfs sy eie leefstyl, sy eie menswees het hom ook op 'n tyd gekelder. Dawid het gewankel toe die begeerte vir 'n vrou te veel geraak het. Soveel so, dat hy daarvoor in waarheid moord gepleeg het. Dawid weet wat dit is om te wankel. Dawid vra homself die vraag vanoggend af. As ek dan so maklik wankel, waar kan ek veilig staan? En dit is hier in die woorde van Psalm 62, geliefdes, waar Dawid die antwoord vir ons gee. As jy wankel,
Wanneer die storms in jou lewe woed, dan is die Here alleen jou veilige vesting. Wanneer 'n mens kyk na hierdie Psalm, dan is daar 'n paar dinge wat mens dadelik eers moet sê. Paar dinge waarvan 'n mens moet kennis neem. Eintlik maar 2. Die Psalm begin deur om te verduidelik dat hierdie nie net 'n mooi lied is nie. Dis nie net 'n gebed nie. Dit begin in die opskrif deur om vir ons baie duidelik te stel dat hierdie is 'n belydenis. Dit is 'n geloofsbelydenis. Dit is Dawid wat opstaan voor God en die hele volk van Israel en wat erken, hy kan nie homself red nie. Hy kan nie homself red nie, daar is net een veilige vesting. Daar is net een plek waar hy rus kan vind. En dit is by die Here. Psalm 62 raak hierdie sentrale tema van die menslike lewe aan. Dat ons geborgenheid by die Here kan vind, te midde van 'n wêreld vol lyding, te midde van 'n afwaartse spiraal van geweld, onreg en rusteloosheid, is God ons veilige staanplek. Net by God vind 'n mens rus. Dit is 'n belydenis. Die tweede ding wat mens moet raak sien wanneer jy hierdie Psalm begin lees, is dat Dawid daardie woordjie gebruik wat baie mense oorwonder, dis die woordjie Sela. Hy gebruik die woordjie Sela 3 keer in hierdie Psalm. Nou Sela, geliefdes, is daar nie eintlik in die Hebreëse goeie vertaling vir die woord nie. Meeste taalkundiges sal vir jou sê dat Sela dui eintlik maar net 'n pouse aan. Met ander woorde, wanneer 'n mens in die antieke wêreld sou staan en jy het hierdie Hebreëse Psalm gelees, dan sou jy tot op die plek van Sela gelees het en dan stil gebly het. En 'n oomblik geneem het. En vir mense geleentheid gegee het om oor die woorde wat sopas gelees is, na te dink. So 3 maal gee Dawid vir ons 'n geleentheid om stil te raak en na te dink oor dit wat hy vir ons sê. So, vanoggend wil ons dieselfde ding doen. Vanoggend wil ons ook stil raak by 3 dinge. 3 dinge wat soos daardie ligtoring in Amerika stewig bly staan wanneer die orkaan van die lewe 'n mens tref. 3 dinge wat jy in jou lewe moet toepas. Die eerste ding wat Dawid hier bely, is die volgende. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Dawid begin deur te verduidelik dat niks op hierdie aarde kan jou red behalwe God nie. Hy vergelyk die Here met 'n rots. Wanneer 'n mens, geliefdes, hierdie woorde hoor, wanneer jy hoor dat Dawid sê, die Here is my rots, dan spring mens gedagtes dadelik na Jesus se woorde in die bergprediking, is dit nie? In die bergprediking in Matteus 7, dan hoor ons dat Jesus sê, 'n wyse man is iemand wat sy huis op rots bou, want as die storms kom en die wind teen daardie huis waai, dan bly hy stewig staan. Maar 'n dwaas, sê die Here Jesus, is iemand wat sy huis op sand bou, as die wind daarteen waai, dan sak dit in mekaar. Hierdie, sê maar gelykenis, wat Jesus vertel, is gegrond op hierdie een feit. Dat hy, die Here Jesus, is die fondasie waarop die lewe gebou word. Hy sê die volgende woorde, die wat my woorde hoor en daarvolgens handel, is soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Maar die wat my woorde hoor en nie daarvolgens handel nie, hy is 'n dwaas. Sien, die rots waarop jy jou lewe bou,
is die voorbeeld wat Christus vir ons stel. Want net hy kan jou red. Hy is die fondament. En een ding wat ons kan vanoggend vir mekaar reguit sê, dat jy kan die woord van God baie keer hoor, jy kan elke Sondag in hierdie kerkbanke kom sit, en steeds wankel, as jy nie doen wat die Here vir jou vra nie. As jy nie die wil van God gaan soek nie. Jy sien, wat Dawid eintlik hiermee besig is, hy begin vir ons te verduidelik wat met hom in sy lewe aan die gang is. Hy sê vir ons, daar is mense daar buite wat besig is om hom te beskuldig. Daar is mense wat hom wil doodmaak. Dawid sê, hulle is daar om my uit te werk. Hulle wil my uitkry. Hulle is lieg en hulle is oneerlik. Hulle is skynheilig voor my. Dawid sê, hulle smeer die heuning dik aan die mond, as hulle voor hom is. Maar agteraf vervloek hulle hom. Wanneer ons dink aan ons eie lewens, geliefdes, dan kan jy vanoggend vir jouself afvra, hoeveel keer gebeur hierdie dinge met jou? Hoeveel keer het mense jou al in jou lewe beskuldig? Hoeveel keer in jou lewe het jy al gevoel asof jy soos 'n muur is wat omgestamp word? Dit is waarmee Dawid homself hier vergelyk. Hoeveel keer het jy al gevoel mense probeer jou uitwerk? Het is nogal opvallend dat meeste van ons al so 'n belewenis gehad het. Hoeveel keer, geliefdes, het jy al staande gebly? Hoeveel keer het jy al gewankel? Die boodskap wat Dawid hier gee is, as jy stewig wil staan, wanneer mense jou so behandel, dan moet jy op rots gebou word. Dan moet jy op die voorbeeld van God gebou wees. En dit is nie net 'n figuurlike voorbeeld wat hy hier gebruik nie. Paulus gee vir ons riglyne. Paulus sê vir ons in Kolossense 1, hy sê vanaf vers 21 tot 23, ook julle was voorheen ver van God af, vyandgesind teenoor hom, soos blyk deur julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy hom ook met julle versoen, deurdat sy seun vir julle gesterwe het, om julle heilig, sonder smet, onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Hoor julle wat sê Paulus hier? Dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof. Die skrywer van die Spreukeboek, Spreuke 12 vers 3, sê vir ons die volgende: niemand wat 'n verkeerde lewe lei, hou stand nie. Wie die wil van die Here doen, staan stewig. Geliefdes, as jy wil stewig staan, as jy gaan soek na jou veilige vesting, dan moet jy weet, net God kan jou red. Net God kan jou red, want hy is 'n rots. Hy is 'n rots. Wanneer ons hiervan oortuig word, dan kan ons soos Dawid sing, as Dawid in 2 Samuel 22 vir ons sing, waarlik, wie anders as die Here is God, sê Dawid. Ja, wie anders as ons God is 'n rots. God omgord my met krag.
Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig staan. As jy, geliefdes, by hierdie deure wil uitstap, en stewig wil bly staan in 'n wankelbare wêreld, dan moet jy besef, net jou rots, net jou God kan jou red, en niemand anders nie. Die tweede ding wat Dawid in ons Psalm vanoggend hier bely, is die volgende. Net by God vind ek rus, sê hy, want op hom vertrou ek. Op hom vertrou ek. Dawid weet dat die Here sy redding is. Alleen die Here is die enigste een op wie Dawid kan vertrou. Hy het sopas vir ons gesê hoe mense hom probeer uitwerk, hoe mense probeer om hom te kelder. Na wie toe kan hy gaan? Wie is sy raadgewer as hy op niemand in hierdie wêreld kan vertrou nie? Die Here alleen. In vers 9 gee dit vir ons hierdie duidelike uitspelling van wat Dawid hier bely. Hy sê, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Sien, geliefdes, wanneer ons dink aan ons vertroue op die Here, dan kan ons ook maklik wankel. Want ons dink, God is tog die een op die regsbank. Hy is die enigste een wat my oordeel, is dit nie? As God my oordeel, hoe kan ek enigsins voor God gaan staan? Maar dit is die woorde van 1 Johannes 1, vers 8 tot 9, wat altyd my terugbring. Die oomblik as ek dink, God gaan nie na my kan luister nie, want ek is te skuldig, dan dink ek aan hierdie woorde in 1 Johannes. Dit sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En daar's 'n groot stuk troos daarin. Wanneer ons besef, geliefdes, in jou sonde kan jy na God toe gaan, is daar bevryding. Jy kan selfs met jou donkerste seer en sonde na jou God toe gaan. Die dinge waarvoor jy jouself skaam, wat jy nie eens vir jou man of jou vrou wil sê nie, jy kan dit vir God gaan sê. Maar nie net dit. Nie net dit nie. Nee. As ons beweer dat dit is net skuldbelydenis wat hier na vore kom, dan wil ek hê jy moet dink aan die woorde wat ons net laasweek saam gelees het in Filippense 4. Paulus sê vir ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dink ook aan die woorde van 1 Johannes 5 vers 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, sê hy, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Dit is die Here, dis jou God, geliefdes. Jou God wat in Psalm 50 vers 15 jou aanmoedig met hierdie woorde. Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. As jy wil stewig staan in hierdie lewe, vertrou God.
Vertrou God deur om in gebed na hom toe te gaan. Gaan praat met jou God. Uiteindelik, geliefdes, die laaste ding wat Dawid in hierdie Psalm bely, is dat net God het mag. En die Here handel regverdig. Hoeveel keer in jou lewe het jy al planne probeer maak? Hoeveel keer het jy gedink, die dinge wat jy dink reg is, jou eie insigte, gaan jou red? Hoeveel keer het jy al meer op jouself vertrou as op die Here? Hoe ver het dit jou gebring? Hoeveel keer het jou eie insigte jou nie al laat wankel nie? Laat val? Ons wonder soms, hoe kan die Here sulke dinge toelaat in my lewe? O geliefde kind van God, hoekom doen jy sulke dinge aan jouself? Waar lê jou vertroue? Waar lê jou veilige vesting? Sien, geen omstandigheid, geen swaar kry of seer, geen invloed van buite, geen sonde, skuld, is magtiger as jou God nie. Daarom, geliefdes, daarom sê Paulus, sê Dawid in die laaste deel van die Psalm, hy sê, gaan dink mooi as jy dink jy kan met geweld, of deur te roof, of deur baie geld maak, dat jy kan redding daardeur kry. Baie mooi. Hy sê, mense is verganklik, mense is niks. As jy hulle op 'n skaal sit, het hulle geen gewig nie. Hy sê, moenie op geweld vertrou nie, roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou in jou hart lê nie. En 2 dinge het hy by God geleer. Dat net God het mag. En God handel regverdig volgens ons werke. Ons dink soms, geliefdes, dat ons is baie slim. Maar slim vang altyd sy baas. Ons dink baie keer ons is sterk, maar tyd leer ons dat krag is iets wat ook vergaan. Ons dink dat geld is alles in hierdie wêreld, maar selfs rykdom en selfs ryk mense wankel en val. Net God het mag. Net God laat jou stewig staan. In Matteus 16, dan is dit Jesus wat ons die volgende leer. Hy sê, wat sal dit 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en elkeen sal volgens sy dade vergeld. Daar is net een mag in hierdie wêreld. En dit is jou God. En so, wanneer die storms in jou lewe woed, wanneer die orkaan jou lewe tref, dan moet jy vanoggend onthou wat Dawid bely het. Dat Dawid bely het, dat net God kan jou red. Net op God kan jy vertrou. Net God is magtig en regverdig. Wanneer jy dit kan bely, wanneer jy so die lewe ingaan, word jy soos daardie ligtoringwagters op daardie kusdorpie in Amerika.
wanneer alles verwoes word rondom jou, dan staan jy veilig by God. Want hy is jou veilige vesting. Ek dink dit is wat Dawid hier probeer sê het. En weet jy wat? Ek dink dit is eintlik lagwekkend eenvoudig. As jy dink, geliefdes, jy gaan wankel, as jy dink jy gaan wankel, bly by God. As mense of omstandighede jou probeer beïnvloed of kelder, bly by God. As jy gedink het mense gaan jou help en jy kan planne maak en jy's te slim verbaas, vergeet dit sommer nou. Bly by God. Want God is jou veilige vesting. Amen. Kom ons bid saam. O heilige God, die een wat was, wat is en wat weer sal kom. O my God, by wie ek rus kom vind. U Here is ons redding. U is ons rots, ons veilige vesting. U laat ons in 'n wankelbare wêreld stewig staan. Here, ons het al soveel dinge beleef in ons lewens, soveel beskuldigings en uitdagings. Soveel mense het ons al probeer omstoot, sodat ons moet omval en uitsak. Hoeveel leuns is daar nie al oor ons vertel nie, hoeveel keer het mense nie al heuning om die mond gesmeer nie. Maar U Here, U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. U was nog altyd daar. U het ons nog altyd kom red, as ons op U vertrou. Want U Here, U is magtig. U is alleen magtig. By U Here is daar regverdige en waardige krag. Sonder U is ons niks. Sonder U sal ons wankel en val. Al waarvoor ek kan bid vanoggend, Here, is dat elkeen wat vanoggend hierdie boodskap gehoor het, hulle veilige vesting by U sal vind. Want waar ook al ons gaan, is die wêreld daar om ons te laat val. Maar God dank, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is van 'n onwankelbare koninkryk. Ons is kinders van die God wat ewig bly staan. So as ons vanoggend uit hierdie kerkgebou uitstap, Here, en ons gaan hierdie wêreld in, vestig ons sterk op U rots. Bou ons naby aan U, sodat ons, Here, onwankelbaar, veilig, in ons veilige vesting bly staan. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend die Here. Ons sing saam uit lied 503. Jesus rots, my hoop vir ewig.
Geliefdes in ons Here Jesus, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Liefdes, ek het net so 'n paar enkele afkondigings, baie minder as gewoonlik. Dit is nou vakansietyd, so die kinders is lekker af. Dit is lekker vir die kinders en moeilik vir die ouers. Geliefdes, die verjaarsdag vandag verjaar Susan Swanepoel. Baie geluk Susan met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Die 29ste Junie is Chantay van Rensburg. Die 30ste Karen Barnard. Wel Botha en ook Pieter Harmse, baie geluk met julle verjaarsdag en die 1 Julie, Tannie Elise Diedriks, ek daar sit Tannie Elise, daar in die hoekie, Tannie baie gelukkig met Tannie se verjaarsdag die week, die 2de Anay die Rand, baie geluk Anay, en die 3de Julie is Tini Swanepoel en ook Diana van der Westhuizen, baie geluk met julle verjaarsdag en mag die Here julle ryklik seën. Daar is steeds koekies in die saal te koop. Asseblief teen R25 'n pakkie, maak 'n draai daar, jy sal nie spyt wees nie. En dan vra ons nou asseblief, daar is nog so 'n klompie pakkies biltong en droewors oor, kom koop vir my vanoggend alles. Jy gaan nie spyt wees nie. Dis lekker blesbok biltong. Ek moet sê, ek het 'n paar pakkies al geëet. Dis baie lekker. Dit was vir my heerlik geweest. Asseblief, daar's R50 pakkies en R100 pakkies. Gaan maak 'n draai in die saal. Gaan koop vir jou, dis baie billik. Toe ek sien 'n R100 pakkie is so vol, ek dink wragtig, u sal nie spyt wees nie. Asseblief gaan maak 'n draai in die saal daarvoor. In die week sal daar weer Bybelstudie wees om 9:00 en ook ons aandbybelstudie sal weer hervat. Ek moet nou om verskoning vra, laasweek het ons aandbybelstudie het ek totaal nog gemis want ek was in die bed. Ek was net te siek. Ek kon nie eers opstaan nie. So ek vra verskoning vir die aandbybelstudiegroep. Ek sal hierdie week definitief opmaak daarvoor. Ek gaan julle langer besig hou hierdie week. Ek gaan al die ou Bybelstudies opvang. En dan geliefdes, op die 3de Julie, dit is dan in volgende week Vrydag, is daar pannekoek te koop om R7 elk. Ons hoop is lekker bewolk daai dag, dat mense lekker baie pannekoek koop. Geliefdes, weens die skoolvakansie is daar nie wyke wat vanoggend teeskink nie, so ons vra indien u asseblief 'n bietjie diensbaarheid wil wys, kom maak 'n draai in die kombuis, kom was 'n koppie, en ons wil julle almal ook uitnooi, kom maak 'n draai en kom drink 'n koppie koffie en tee in die saal. Mag die Here julle ryklik seën. Totsiens vir julle almal. Baie dankie. Seën dag verder weer. Dankie. Ek het vergeet daarvan. Ai, julle. Gaan dankie julle, dankie. Goeiemôre julle, gaan dit goed vanoggend? Wat goed? Allee. Sien 'n dag verder weer. Dankie.
Ja, ons het 'n kuier hulle.